Awesome. Holy Spirit, will you please teach us, show us, make us understand more and more. Tot sy lof, tot sy ere en tot sy alleenige heerlikheid. Wat 'n voorreg om vanmôre in sy teenwoordigheid weer te kan wees. Guns, genade van hom en van hom alleen. Ja, is bietjie koud, maar ons harte is warm vanweë sy liefde, sy goedheid, sy genade, sy guns. En mag sy liefdeshart elkeen vanmôre siel, gees en liggaam aanraak, so daar geestelike warmte, want luister, die gees domineer alles, en alles tot sy lof en tot sy ere. Nou ek gaan vanmôre met u praat uit 'n vreeslike weer bekende skrifgedeelte. Ek het net so 3-4 versies wat ons gaan hanteer, want u ken hierdie hele perikoop geweldig baie goed. En daar's net 'n deel wat Heilige Ruach aan my bekend gemaak het, my bewus gemaak het, en ek moet nou vir u sê as leier van hierdie gemeente, elke keer, elke week, wanneer Heilige Ruach my bevrug en met my spreek, dan is dit vir my in baie opsigte ook verrassend, en dit bring my net meer en meer tot die besef dat Yahshua definitief met ons op 'n spesifieke pad is, en dat daar 'n spesifieke doel is. Met ander woorde, ek ag onsself baie gelukkig dat ons nie net besig is om nog kerk te hou nie, nog 'n diens te hou nie, nog iets aan te bied nie. Nee, maar dat ons besig is om vars ontmoetings, vars aanrakings van homself af te ontvang. En wanneer dit in so 'n realiteit verander, dan beteken dit hy ken môre en oormôre. En hy's besig om u en my te bekwam vir môre en vir oormôre, sodat môre oormôre vir my en jou nie 'n neerlaag gaan wees nie, nie 'n mismoedigheid gaan wees, nie 'n teleurstelling gaan wees nie, maar dat ek en jy môre oormôre oorwinning, guns, wysheid en 'n raad en 'n kennis van hom gaan hê. Jy weet, dit is een ding wanneer jy hom dien, omdat jy weet, jy moet hom dien om hemel toe te gaan. Teenoor wanneer jy hom dien, net suiwer, omdat jy hom lief het. Met ander woorde, die liefde sê, ek gee nie om wat gebeur nie, solank ek hom hier ervaar. Maar wanneer daar 'n agenda is om hemel toe te kan gaan, kan jy so maklik in stryd val, in probleme val, in negativiteit val, uitdagings kry. Maar wanneer dit gaan oor liefde, betaal jy enige prys, sonder dat jy weet, jy betaal 'n prys. Dit is so, en ek sê dit nou met liefde mooi, wanneer ongeag die druk, of ongeag die seisoen, negatief is, maar jy's by hom, beteken dit, jy het hom lief, en daar is meer van hom in jou, as van jouself. Dus wanneer jy vol van jouself is, dat jy so maklik skiep, so maklik nie bywoon nie, so maklik nie als jy, maar wanneer die liefde daar is, gee jy nie om vir die ekstra nie, want as jy dis die liefde wat jou druk, dis die liefde wat jou jaag. Daarom skaam ons nie om hom te loof, te prys, ag, en radikaal vir hom en tot hom te wees nie, want ons wil meer van hom hê, en minder of self. Hoe is daai koortjie wat hulle sing? Empty of self, but filled with God. Nou, ek glo nie ek gaan baie lank wees nie. Nou, ek weet in die verlede dat ek dit ook al gesê, en dan realiseer dit nie,
want Heilige Gees bevrug net meer en lei net meer, maar vanmôre verkies ek eintlik, wanneer 'n mens by diep insigte kom, wil jy nie te veel sê nie, want dan kan almal nie te veel onthou nie. Maar dan wil jy eerder bietjies sê, sodat almal dit makliker kan onthou, en sodat as ons verder gaan, net meer daarin groei. Voordat ek lees, is ek totaal van oortuiging, dat Jaffa met 'n besondere manier met ons besig is. En ek moet dit ook vir u sê, en dit is, en ek gee u krediet daarvoor, soos vanmôre wanneer die voorsang begin, die dadelike eenheid wat hier is, die dadelike begeerte om hande te waai, of hande te klap, of loof en te prys, baie dankie. En terwyl ek dit vanmôre ervaar, sê ek, Vader, ontvang hierdie offer. Hierdie mense doen dit net vir u, en net vir u alleen. Ontvang dit tot u prys. En vanmôre se woord, roep ek Heilige Ruach, om 'n inspraak te gee. Soos die woord dit baie mooi sê, Filippense, verligte oë van die verstand, sodat ek en jy maksimaal kan ontvang. Waarom? Sodat ons sonder gebrek of rimpel rein en heilig voor hom in liefde vanmôre mag verskyn. Nou lees ek hier vanaf die 39ste vers, gaan ek vir u lees. U ken hierdie gedeelte, gaan baie oor Lazarus, en u gaan nou vanmôre iets anders hoor wat u nog nooit gehoor het nie. En u ken my nou al in hierdie gemeente as ek 'n hele paar jaar, en ek het dan seker al male sonder taal uit hierdie hoofstuk uitgepreek, maar nog nooit dieselfde nie, want sy woord bly altyd nuut, en hy maak altyd dit dieper oop. En vanmôre gaan hy dit in 'n diepte oopmaak, waar ek of jy dit nog nooit gesien of geervaar het nie. Ons lees vanaf die 39ste vers, Jafashua sê, dit is nou terwyl Lazarus nou in die graf was, né? En Jafashua kom nou 4 dae later aan, u kan dit onthou. Daarom lees ek nie al die verses, u ken dit. Maar nou is Jafashua nou opgedaag, en nou staan hy daar voor die graf van Lazarus, en hy sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Jaffa, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Nou net so 'n bietjie scenario. Gestel ons het vanmôre 'n verskriklike krisis, 2 maal erger as hierdie. Maar hier ervaar ons Jafashua's hier. Dan wil ek vanmôre vrymoedigheid neem, en miskien is dit verkeerd, maar dis my hart. Wil ek vrymoedigheid neem, vanweë sy teenwoordigheid, gaan ek begin glo en bely. Yes. Problem solved. Yes. Kabasabaraman. Kry 'n gees inspraak. Jy sit vanmôre hier, en môre gaan daar 'n vreeslike uitdaging op jou pad kom. Ek kry inspraak. Maar met die uitdaging, sê die Heilige Gees nou vir my, gaan God se salwing oor jou kom. En nou sê die Heilige Gees vir my met vir jou sê, wanneer die salwing oor jou kom, stop alle vrees. Stop alle vrees. En wanneer dit oor jou gaan kom, dan sê jy vir hom 'n lofoffer. Want hy vat die minus, en hy maak dit op daai oomblik vir jou 'n plus. 4 dae laat, of nie 4 dae laat nie. Die feit, U is hier. Verander alles. Wie glo saam met my? Met ander woorde, met hom, it's never been too late. Nooit te laat nie. Al daag hy 4 dae na die probleem op, en soos hy dit nou uitdruk, die wurms is al daar. Maak dit
dit nog nie saak nie. Ag, net so 'n bietjie borduur. Net sy teenwoordigheid. Laat veral die wurm sê, vlug. Die hoor, is nie iemand wat glo hy is by magte by dit. Hy is absoluut, sy teenwoordigheid verander alles. En nou staan hy hier, hy het ook 4 dae laat gekom, en eintlik moet Martha hulle nou begin lofliedere sing. Eintlik moet hulle begin sing problem solved. Nou sê sy, en hy sê nou nogal vir haar, neem die steen weg, met ander woorde, hy gee haar 'n boodskap. Ek is hier met 'n rede. Ek is hier met 'n doel. Ek maak dit los in jou gees. Ek gee nie om wat 'n probleem kom môre of oormôre nie, maar as jy hom net gewaar, dan moet jy weet, hy sê, neem die steen weg. Hy is hier om te, ek ervaar hom, omdat hy wil help. En dis hoekom hy ook nou hier is. Neem die steen weg. Waar is ek nou? Ja. Maar sy sê nie, hy is 4 dae dood. Vers 40. Joshua sê vir haar, het ek nie vir jou gesê. Met ander woorde, dit regverdig nou al die redenasie wat ek nou net gegee het. Jy moet weet, as hy verskyn, change alles. Ek het nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van Jahwe, Elohim, sien nie. Krisis belangrik, hier kom inligting idee wat u vanmôre gaan skok. Hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê, en Joshua het sy oë opgeslaan. Hoor mooi, ek kan hierby stil staan net nou. Opgestaan en gesê, Vader, hoor mooi wat hierdie sin, ek dank u dat u my verhoor het. En ek het geweet dat u my altyd verhoor. Hoor hy, sê maar. Terwille van die skare wat rondom hom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Het ek gesê net tot sover. Hoor mooi, ek glo dat dit ons almal se begeerte en verlange is, en ek wil mooi met jou as individu praat, dat dit ons elkeen se opregte begeerte is, as Jahwe se kind, dat wanneer ek bid, of wanneer ek iets om vra, dat hy my sal antwoord, en dat hy vir my dit sal gee. Want ons het soveel aanmoediging van hom, dat ons dit kan doen. Te wens, dit is Johannes 14, die 13e vers, hy sê, en wat julle ook al in my naam mag vra. Mooi, hy sê, wat ook al. Dan antwoord hy, en hy sê, dit sal ek doen. Hy sê nie, ek sal gee nie. Hy sê, ek sal het doen. Dit is heeltemal iets anders. En dan gaan hy verder na die selfe vers, dan sê hy, ek gaan het doen, sodat my Vader in die hemel verheerlik kan word. Dan kom hy in die 14e vers, nie die versie met ander woorde daarna, dan sê hy, en as julle iets in my naam vra, dit sal ek doen. Hy is besig om hier, by hierdie 2 verse, 'n lering oor die geestesrealm
iets wat ons nog al die jare misgekyk het, en nie gesnap en nie geverstaan het nie. En hy is besig om hier vir ons 'n lering te gee, dat ek en jy 'n diepte kan kry, sodat ek glo vanmôre, wanneer hy woord gee, soos vanmôre, gister en eergister, gee hy dit nie verniet nie, maar omdat hy my en jou wil bekwam, want hy ken môre en hy ken oormôre. Pastoor, wat is jou saak oor vanmôre? My saak is oor vanmôre. Hy gee hier nou 'n lering vanmôre. Hy gee 'n insig, hy gee 'n openbaring, sodat in die tyd wat kom, hy mag manifesteer in en deur my en jou geloof, in en deur my en jou gebede, soos nog nooit tevore nie. Hoor mooi wat sê hy. Nou moet u onthou, hy weet, wil u gou hier 'n openbaring, 'n diep openbaring gee. Hy weet, volgens Hebreërs 1, was hy 'n engel. Toe die Vader hom gegenereer, gemaak, die eerstgeborene, wat nie was nie, maar nou is. En omdat hy in alle opsigte, volgens Hebreërs 1, aan die Vader gehoorsaam was, en die Vader hom gegenereer het, luister nou mooi, sê die Bybel, Hebreërs 1, het die Vader hom 'n naam gegee, en het hom wat? Erfgenaam gemaak. Nou moet jy mooi hier in die gees 'n ding verstaan, hier is die openbaring, luister mooi. Met ander woorde, hy kry 'n naam, wat hy voorheen nie gehad het nie. En nou kom hy, en nou sê hy, en wat julle ook al in my naam vra. Nou verstaan hy, ek het die naam van my pa. So as julle vir my ook begin, en ons weet die pa se naam is Jaffa. My ou boet is Johan, my pa's ook Johan. Nico, het net 'n erfreg, ek is nie erfgenaam nie. David is net 'n erfreg, nie 'n erfgenaam. Net my ou boet Johan het die erfgenaam. Ja, waarheid. Jaffa het die erfgenaam van sy pa, met ander woorde sy pa, sy naam. Dis wat ek nie kan verstaan, wanneer wil die kerk wakker word? As jy sê Jesus, dan moet die pa ook Jesus wees. Dan beteken jy sê Jesus only. Dit daar gelaat. Maar nou staan Jaffa so, jy moet nou hier verstaan, want hy gee lering nie. Nou sê, as julle, wat julle ook al in my naam, met ander woorde, ek besef, ek het met my pa 'n naam gekry. Hierdie naam is autoriteit. Hierdie naam is gesag. Hierdie naam is 'n heerskappy. Hierdie naam is liefde. Hierdie naam is vrede. En nou besef jy van so, en as jy wat julle ook al in hierdie naam vra, sal ek, of ek dit like of nie, ek sal dit doen. Jy moet my nie gee nie. Ek gaan dit kom doen. Met ander woorde, ek gaan my as sy seun regruk, om in my pa se riem in te kom. Want ek het sy naam, ek is sy erfgenaam. Nou kan ek nie my sienings uitlewe nie. Ek kan nie my opinies doen nie. Ek kan nie doen wat ek wil nie. Ek het 'n naam by my pa gekry en ek is gebind. Vrywilliglik gebind tot hierdie naam. En daarom sê, dit sal ek dan doen. Met ander woorde, snap jy, hoor mooi. En die oorspronklik sê,
the same I will do. Met ander woorde, net wat jy vra. So sal ek dit doen. Nou, snap nou hierdie ding. Met ander woorde, en ek noem hierdie ding, want dit het die Heilige Gees vanmôre oopgemaak. So belangrik dat ons hierdie goed nou moet verstaan, want die Geesstraling gaan die afgelope paar weke al meer en al meer vir ons hier oop. Joshua sê eintlik, as wat julle ook al vra, sê, sal het doen. Dit beteken, met ander woorde, wanneer julle in die naam, want hy sê met julle, as julle in my naam, met ander woorde, die oomblik, as julle in die naam, dan beteken het, julle maak my met die Vader en julle een. Amen. Julle staan nie een kant, distansieer julle van die Godheid nie. Julle maak julle een. Net soos ek my alles moet laat gelos het en toegelaat het dat die Vader my genereer. Ja, waarheid. Hoor nou mooi. Nou sê, dit sal ek doen. Met ander woorde, snap nou hierdie ding, snap hierdie ding, snap hierdie ding. Met ander woorde, wanneer julle in die naam vra, is dit vir my as sy seun, nie iets wat jy vra nie, dis 'n opdrag. Halleluja. Wat jy my gee. Halleluja. Want hy sê nie, ek gaan gee nie, hy sê ek sal. En omdat ek my Pa se naam verstaan, ek sê nie sommer sy naam, omdat dit sy naam is nie. Ek het 'n heilige respek. Hy sê sommer jy nie. Nog minder sê sommer my Pa. Hy is die Alfa. Oh. Hoor mooi wat hy sê. Hy sê ek sal dit doen sodat Ja. Halleluja. my Pa, my Vader, verheerlik kan word. Met ander woorde, as ek dit nie doen wat julle vra nie, verheerlik ek nie my Pa nie. Daarom is die kwalifikasie, as jy in ons naam beweeg. Ja. Waarheid. As jy nie in die naam beweeg nie, hoef ek nie te reageer nie. Al chok jy hoe, al huil jy hoe, al vas jy hoeveel dae. As jy nie in die naam functioneer nie. Maar die oomblik as jy in die naam functioneer, gee jy my 'n opdrag. Hoor mooi, jy vra nie, jy gee my 'n opdrag. Ek sê nie, jou hart is 'n opdrag nie, ek ontvang dit as 'n opdrag. Want jy het jouself een gemaak. Ja. Daarom het jy in die naam kom vra. Met ander woorde, jy verstaan die nie soos Martha, wat twyfel nie. As jy net onthou het, 4 dae terug het ek gesê, en as jy my nou gesien het, sou jy begin jubel en juig het. As jy geglo het, as jy gevertrou het, die geeswêreld gaan oop. Met ander woorde, ek het 'n krisis gekry, hy het nie ingegryp, hy het nie gehelp nie, en nou gaan 'n hele tyd verby, my krisis word al hoe erger, en al hoe erger, maar ewe skielik ervaar ek is in kontak met hom. Ewe skielik ervaar ek, hier is sy teenwoordigheid. Wat sê dit vir my? Hy het vir my gesê, as jy aanhou glo, as jy aanhou vertrou, as jy nie negatief raak en nonsens begin praat, en nou negatiewe vrae begin vra nie, maar as jy bly glo, dis 2 dae, hy gaan dalk vandag kom, dis 30
En nou daag hy op. O, gee hom 'n bietjie lofoffer, as jy dit glo. Verstaan mooi. Met ander woorde, hy maak geesrealm vir my en jou oop. Hy verduidelik vir my en vir jou wie hy is, wat hy is, en hoe hy in die Pa gekoppel is aan mekaar. En nou sê, as julle ook daar koppel, want luister my, ek herhaal, hy het nie daai naam gehad nie. Hebreërs 1 sê dit duidelik. Maar toe gee die Vader hom daai naam. Toe hom begin, en toe noem hy vir Hebreërs 1, toe noem hy hom God. Ja. En hy sê, U God is 'n ewige, hy sê, U troon. Met ander woorde wat sê, ek vat my as Pa se alles. En nou sê die seun, nou het ek hierdie verantwoordelikheid. En nou vra julle my God. En julle vra nie, julle gee my 'n opdrag. Want ek moet my Pa. Ek moet aan my Pa wys. Ek dra die naam met waardigheid. Wie hoor? Ek dra die naam met 'n waardigheid. Hy is regtig Java. En hy het my aangestel as Java. Halleluja. En nou vra hulle, en omdat hulle vra, en nou maar kan ek dit maar sê, 2 Petrus 4, hier by die 13de vers bevestig wat ek nou sê. Hy sê, en ek en jy is Javiste. Nie Christen en nie Christense Katoliek. En dan die kerk al die jare daarmee bedrieg. Nou ja, ek sê jy's 'n Christen, jy's 'n Katoliek, jy glo Moeder Maria. Jy glo Jesus was net 'n profeet, nooit die seun van God nie. Daarom sê jy's Christen. Nou vra ek, geen gebed kan geantwoord word nie. Maar stoor nou, ek het dit nog nooit gelees nie. Sorg jy hierdie ordentlike Bybel kry. Dis nie my vrou, dis jou verantwoordelikheid. Jy sien, dis die probleem. Hou op om 'n Martha en 'n Maria te wees. Wil doen soos jy die dinge wil doen. Maar jy moet in sy naam kom. Ja. En aan die oomblik as jy in sy naam kom, sê hy, jy het my geopdrag. Hy sê nie, ek gaan gee nie. Hy sê, ek gaan dit doen. The same I will do. Oh, halleluja. Met ander woorde, hy motiveer. Hy sê nie vir my of vir jou, hoe werk dit tussen my en my Pa? En nou sê hy, en as julle ook inkom, kan julle ook alles kry. Die 14de versie sê, hy sê, enige iets wat julle in my naam vra, dit sal ek doen. Eerst het hy gesê, ek gaan dit doen tot my Vader se eer. Hoor mooi, geesrealm. Met ander woorde, heel eerste sorg ons, ek, jy en die probleem, dat die Vader die eer kry. Heel eerste. Tweedens, dis ook my hart as sy seun. Dis ook my hart as Java Shua. Omdat ek sy naam dra, is dit ook my hart. As julle my vra, doen ek dieselfde. Gee ek vir julle ook. Met ander woorde, hy leer my, hy leer jou, en hy gee vir ons nou 'n insig. Hoe werk dit in die geestesrealm? Sodat ons maksimaal, en hy gee die lering, wat hy wil hê, ons moet vra. Ja. Waarom? Want hy wil die Pa wys. Ek is regtig jou erfgenaam. Ek dra jou maag. Ek dra jou
Jy het nie sommer my net 'n naam gee, nou sit ek net hier in die huis nie. Nee, ek maak jou bly. Ek vul jou met vreugde. Want al hulle probleme, alles wat hulle by my en jou inbring, dit doen ek. Dit gee ek. Hoor nou mooi, snap nou hierdie ding. Nou kom hy hier by Martha. Nou, ek gaan nou iets vreesliks moois verstaan. Nou slaan hy sy oë op na die hemel. En hoor nou wat bid hy. Hy sê, ek dank u dat u my verhoor het. Verlede tyd. Hy bid nie nou nie. Dit sê, ek het klaar gebid. Luister mooi, ek en u het klaar kontak gemaak. Ek en u het hierdie ding uitgesorteer en nou moet jy mooi luister. Hoor nou baie mooi. Martha en Maria het nie gebid nie. Het nie gevra nie. Pastoor, weet jy dit? Want hy sê, hy het nou so gebid, sodat hulle almal moet glo. U het my gestuur. Hoekom het u my gestuur? Want ek het kom vra. Kom ons maak Lazarus lewe. Nie Martha nie. Nie Maria nie. Ek het hulle net bemoedig. Want toe sien ek hulle glo nie. Maar toe besluit ek. Ek wil iets vir hulle doen. Sodat hulle, as dit plaasvind, wat kan gaan verstaan. U het my gestuur. Ek is die redder. Ek is die verlosser. Ek is die zaligmaker. Ek is die voorsiener. Ek is die wie hoor. Met ander woorde, hy kom uit sy eie hart uit. En hy kontak met die Pa. Hy verstaan hoe werk naam. Hy ken die autoriteit van naam. Hy noem nie net sommer die naam om naam te noem nie. Hy ken die impak. Ken die respek. Ken die geloof. Het verhouding. En van wie wat hy die Pa gekommunikeer het, en wat die Pa met hom teruggesê het, lê hier binne. Nou moet jy mooi verstaan. Hy is nie in die hemel nie. Hy is op die aarde. Is vlees en bloed. Ek en jy. En hoor mooi, ek herhaal weer. Maria Martha het nie gebid nie. Hy self het gaan vra. Pa, kom ons wek Lazarus op. Sodat hulle kan sien die krag van u naam. Sodat hulle geloof by hulle kan kom. Sodat hulle vertroue by hulle kan kom. Sodat hulle opgewondenheid by hulle kan kom. Uit my eie hart uit my eie begeerte uit. En nou slaan hy op en hy sê dit en ek herhaal, hy noem daar, hy sê hy het hierdie goed gebid sodat hulle net kan hoor hoe werk dit in die geestesrealm. Sy laaste gesprek gee hom hierdie sekerheid. Ek kom terug, hy is op die aarde. Ek gee nie om op pad soontoe nou wat gaan gebeur nie. Ek gee nie om as ek nou by die graf kom, wat sê hulle nie. Ek gee nie eens om wat ryk ek nie. Ek gee nie om wat sien ek nie. Die punt bly staan, u en ek het gekom in 'n keer. U en ek het sekerheid. En u het klaar vir my gesê, jy is my erfgenaam. En ek hou van jou af niks terug nie. Ek gee jou mag en ek gee vir jou gesag. Jy die mag oor die dood.
jy het die mag oor die dode ryk. Nou kom hy, en nou sien hy die geheilery en die gechankery en al die negatief en ja, hy weet 4 dae terug al. En nou maak maar Martha dit nog erger en sy voeg by, hoe ryk dit, met ander woorde, sy gee hom 'n prentjie, maar hy is in kontak. Of laat ek het so stel, hy dalk 4 dae terug klaar gepraat. Kan ek het mooi stel? Hy loop 4 dae met 'n lewende woord in sy binneste. Hy loop 4 dae met 'n belofte. Ek is net nou besig, ek kom nie nou daar uit nie, maar as ek daar aankom, ek gee nie om wat is die fout nie. Is hier iemand wat in hierdie plek hoor? Ek gee nie om hoe lyk ek nie. Ek gee nie om hoe is die krisis nie, maar ek het 'n lewende woord. Ek het 'n oorwinningswoord. Ek is sy naamdraer. Ek is sy naamdraer. Ek is sy naamdraer. Oor elkeen wat dit vanmôre wil vat en dit regtig wil glo, maak ek nou oor jou los. Jy's nie 'n Christen nie, jy's 'n Jafis. En Jaffa se heerlikheid rus op jou. Hy wat Jaffa so uit die dood uit opgewek het, as jy daai gees nou toelaat, gaan hy jou ook opwek deur sy lewende gees wat in jou woon. Ontvang dit, ontvang dit, ontvang dit tot sy lof, tot sy ere. Halleluja! Geen nie om nie. Ek het nie 'n saak. Moet wat sê julle nie? Ek kom met 'n belofte. My woord is ja, en my woord is amen. En vanweë my verhouding met hom, twyfel ek nie. Nou kan die begeerte by my en jou kom. Ek soek ook so 'n verhouding. Ek verlang ook so 'n verhouding. Nou, heel eerst moet ek sê, ek kritiseer nie, ek probeer raad en leiding gee, dat ons nie, want die geesrealm is nie vrees nie. Dit beteken, om in hierdie verhouding te kom, hierdie eenheid in te kom, ek gee nie om, jy gaan dit nie reg kry met jou hart nie. En ek gee nie om opreg is jou hart nie. Weet jy wat is die probleem? Die Satan en die mense hierdie ding geleer, nee, God ken my hart. Dis die eerste kom hy nie antwoord nie. Want jou hart is net oor jouself. Gaan oor jou sien. Ja, vir so sy alles verloor verlaat om die wil van sy pa te doen. Met ander woorde, niks vir homself gehou nie, maar totsiens vir alles gesê, om pa se naam te kan kry. Dis tyd dat ek en jy ons hartjies maar moet reg kry. Ons eie sieningkies maar moet change. En moet sê, nie meer my wil nie, maar laat u wil. Nie my sienings nie, maar laat, ek kan al, selfs opregte hart, luister hoor, nie eers al ken jy die hele Bybel nie. Geen tradisie, geen godsdienst gaan jou hierin help nie. Pastoor, wat gaan help? Net 'n Heilige Gees. Want hy sê, my pa is Gees. Die wat hom wil aanbid, moet 'n Gees. Luister mooi, die Gees ruk altyd die hart reg. Dis die hart wat die Gees opvoeter. Maar die Gees ruk die hart reg. Die Gees ruk die tradisies reg. Die Gees ruk die vorm godsdienst reg. Die Gees ruk die verkeerde reg. My pa's Gees, en dan sê Joshua ook self, niemand kan na my toe kom as die Gees. Met ander woorde, hy en die Vader is in 'n geesverhouding. As gevolg van geesbevrugting. Nou jy sien, weet of ek al hierdie goed maar moet noem nie. As jy 'n vreeslike prominente pastoor
in die Pretoria area is besig om duisende in te bring. Hy vind vreeslike wonderwerke en goed plaas in, ek sien duisende gaan so toe. En nou luister ek een van sy klips live. En weet jy wat sê hy? Hierdie skrif wat ons ook, ek dink amper ons het laas week gepreek van verligte oë van die verstand, sodat ons kan begryp wat die grootte, die lengte en die breedte en die diepte is wat Java van my en jou in Java beplan het. Weet jy wat sê hy? Openlik is dit. Julle almal kan dit op YouTube gaan kyk. Hy sê your third eye you need to be open. Hy sê the third eye is from God. Wat 'n demoniese leuen in die put van die hel. Verstaan nie, wanneer ek sê, jy het 'n geesinspraak nodig. Want die gees is die gees van waarheid. Nie die gees van leuns nie. Nie die gees van bedrog nie. Nie die gees van verkeerde goede nie. Maar van heilige waarheid. As sy gees jou nie getrek het nie, kan jy nie by hom inkom nie. Met ander woorde, hy self, met die Vader, die gees het hulle getrek, die gees het hulle een gemaak, en daarom is hulle wat hulle is. En toe sy disciples ook agterkom, maar hy ken alles, hy weet alles, hy verstaan alles, hulle kom agter, ons kan nie meer met hom stry nie, al die goed wat hy gesê, dit gebeur, nou sê hulle, nou alright, terwyl u dan alles weet, ons sien iets van die Vader gekom, nou net voor u weggaan, sê vir ons, wanneer lig hy die koninkryk op? En luister nou mooi, hy sê vir hulle, dit kom julle nie toe met hy nie geleenthede te weet wat die Vader betaal is, Handelinge 2. Handelinge 1, Handelinge 1, hier so vers 7. Met ander woorde, hoor hier, daar is sekere goed, wat my en jou vlees nie kan verstaan nie. Daar is sekere goed wat vreeslik nie eens oor gepraat kan word nie. Kom ek gee gou praktiese raad. Ek preek nou hier vanmôre. Maar sekere goed, as jou gees oop is, wat jy hoor wat ek nie sê nie, maar wat inspraak maak in jou gees, goddelike inspraak, goddelike raad, en het change jou hele lewe. Dit is geesinspraak. Ek kan 'n kursus aanbied, ek kan 'n lesing gee, en ek kan woord quoteer, en skrif quoteer, maar jy het nodig dat die Heilige Gees jou bevrug. Daarom, soos Tanya vanmôre gesing het, soos Estelle gedans het, I can only imagine when His anointing comes upon me. Dan word ek iets wat ek nooit was. Luister, wanneer die salwing van jou besit neem, bely jy goed wat jy nog nooit gebely, sê jy goed wat jy nog nooit gesê, maar al daardie goed is inspraak, is lewe van die werklike, die almagtige. Nou sê hy vir hulle, kom julle nie toe nie, maar julle sal krag kry. Met ander woorde, raak eers met die Gees vervul. Is gevaarlik om hierdie goed te sê, maar is 'n waarheid. Daar's klomp koninkryksdieptes wat nie vir die kerk beskore is nie, of wat vir die bruid beskore is. Maar die kerk soek nie die Heilige Gees nie. Is bang vir die Heilige Gees werke, kritiseer Heilige Gees werke. Kritiseer as mense onder die Heilige Gees beweeg en optree en doen, dan kritiseer hulle. Daarom kan geesgoed nooit hulle pad langs kom nie. Maar die oomblik as jy oorgegee is vir Heilige Gees, dan kan allerlei goed jou pad langs kom, allerlei goed kan jou bevrug. En dan kan jy insig kry wat iemand anders nie het nie. Ek sluit, hoor mooi wat sê Java. Hy sê, hoor hier, hy sê, voordat julle vra, weet ek wat julle nodig het. Wat sê? Hy sê, ek is klaar in hierdie realm, ek wag vir julle om in te kom. Ek en my pa is klaar een. Ek en my pa het uitgesorteer die volle gesag in die naam.
ons naam nie net nie. Wanneer ons naam vind daar heerlikheid plaas. Ek herhaal, wanneer ons naam vind daar heerlikheid plaas. Wanneer ons naam skud die demoniese magte. Wanneer ons naam vlug die demone. Wanneer ons naam, luister mooi, dan sê die dood, al het ek vir 4 dae hier gebeheer, maar omdat ons naam, moet ek nou vlug, moet ek nou teruggee. Halleluja, want dit behoort aan die naam wat bo alle ander name. Is hier iemand wat met die naam 'n lofoffer, 'n prysoffer, 'n eeroffer. Halleluja, Jahwe. Nou sê hy, ek sê ek moet klaarmaak. Hy sê in die laaste dae gaan ek my naam bekend maak. Met ander woorde, dit was weg. Vervals. Maar in die laaste dag, hy gaan nie net, dit gee net ek as die oorde so nie, nee, hy openbaar wie hy is. Wat, wie verlang hoe vanmôre? Ek wil 'n gebed bid. As hy my hoor, moet hy sê, ek sal dit doen. Ek sal dit doen. Dan bid ek vanmôre sy Heilige Gees om jou aan te raak. Want luister mooi, ek herhaal, vrees en bloed gaan dit nie vir jou gee nie. Kerk gaan dit nie vir jou gee nie, 'n mooi hart gaan dit nie eens vir jou gee nie. Ek en jy het 'n Heilige Gees aanraking nodig. Vader, ek bid nou vir elkeen wat hier staan. U ken die harte, u ken die begeerte, u ken die verlange nou. U het ons 'n lering gegee. U het ons 'n insig gegee. U het hier 'n gebed gedoen, net sodat almal nou kan begin glo hoe werk dit. Want u het dit nou al baie genoem en hulle luister nie, hulle glo nie. Toe het u 'n gebed gedoen, het u oë na die hemel gestuur. U het verduidelik hoe werk dit. Ons het dit vanmôre gehoor, ons het dit vanmôre gevat, en nou is die mense wat staan met 'n oop hart, en hierdie mense sê, nie langer my wil nie, nie langer my sienings nie, nie langer my oortuigings nie, maar vanmôre gee ek oor aan u heilige raad, aan u heilige wil, en maak ek vanmôre los oor elke man en oor elke vrou wat staan. U sien nou die harte, u sien nou hande gaan op as 'n teken, ons kan nie, maar u kan. Ek bid nou u bonatuurlike krag, om van elkeen maksimaal besit en nie maksimaal te bevrug, maksimaal raad en kennis te gee, oorwinning, 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 en laat elkeen weet, whether it's 4 days late, with God, it is still possible, and it will happen. Halleluja! Seën hulle vanmôre hiermee. Gee hulle guns vanmôre hiermee. Gee hulle oorwinning vanmôre. Heilige Gees, U is die versoener tussen God en mens. U is die versoener tussen hemel en aarde. Ek vra nou, versoen hulle met die bonatuurlike. Versoen hulle met die insprake. En laat elke een van hulle in ons gedagtes versigtig wees. Ons optredes versigtig wees. Maar laat ons maksimaal ontvang, maksimaal geniet, maksimaal lewe en bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook vanmôre in elkeen van hierdie mense se lewens, elkeen van hulle se gebedes, elkeen van hulle se verlangens, elkeen se begeertes, maak ek 'n dubbel
mate, 'n dubbele guns, 'n dubbele heerlikheid oor elkeen van hulle los. En ek roep uit tot u lof, tot u ere roep ek uit. Laat dit so wees. Gee hom 'n lofoffer as jy dit vat. Halleluja. Halleluja. Elkeen terwyl jy hande klap, as jy nou sy heerlikheid ervaar, as jy nou sy salwing ervaar, beteken dit hy's hier en hy sê maak die deur oop. Halleluja, die probleem kom uit. Hy gee nou oorwinning, hy gee nou 'n guns, hy gee nou 'n deurbraak, hy gee nou 'n voorsiening. Halleluja, halleluja, halleluja. Sy heilige lof, sy heilige ere en pryse, die voorreg om hierdie lering vanmôre te verseël met sy liggaam en met sy bloed. Ek eet en ek drink vanmôre, hoor nou mooi, soos u seun gegenereer het, u hom 'n naam gegee het u my ook vandag 'n naam gegee. Wat is ek? Ek is 'n Jafis. Wat beteken dit? Ek is 'n navolger van die Vader. Ek is 'n navolger van die Seun. Ek word bevrug deur die Heilige Gees tot sy lof, tot sy ere. Gaan eet, gaan drink met hierdie geloof, met hierdie vertroue, en laat dit in jou siel, laat dit in jou gees, in jou hele wese, laat dit vandag vir jou so wees. Nou vra ek dat jy sal staan. Ek wil net 'n skrif, julle net seën met skrif. Toe Yeshua vir sy disippels gebid het, sê hy daar in Johannes 17 vanaf vers 16 en 17. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Vanmôre is u nie van hierdie wêreld nie, net soos hy nie van hierdie wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Mag een en elkeen vandag, in hierdie dag, hierdie week, hierdie maand, geseënd wees. Wees net wat ook al jou pad langs kom. Jy is nie van hierdie wêreld nie. Hy is vir jou en hy beweeg voor jou uit. Wees geseënd. Dankie.